Welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Levitikus 8 doen. Kom ons maak ons oortoe en ons vra vir die Here om ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor, leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Okay. Die opskrif is wyding van Aaron en sy seuns. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Neem Aaron en sy seuns saam met hom en die klere van die salfolie en die sondofferbul en die 2 ramme en die mandjie met ongesuurde koeke. En versamel die hele vergadering by die ingang van die tent van samekoms. En Moses het gedoen soos die Here hom beveel het en die vergadering het bymekaar by die ingang van die tent van samekoms. Toe sê Moses aan die vergadering: Dit is die saak wat die Here beveel het om te doen. En Moses het Aaron en sy seuns laat naderkom en hulle met water gewas. Daarop het hy hom die rok aangetrek en hom met die gordel gegord en hom die mantel aangetrek. Ook het hy hom die skouerkleed aangetrek en hom gegord met die band van die skouerkleed en daarmee hom die skouerkleed omgebind. Verder het hy hom die borstas aangeheg en in die borstas die Urim en die Thummim gesit en hy het die tulband om sy hoof gesit en aan die tulband aan die voorkant die goue plaat, die heilige kroon bevestig, soos die Here Moses beveel het. En toe het Moses die salfolie geneem en die tabernakel en alles wat daarin was gesalf en dit geheilig. En hy het daarvan 7 maal op die altaar gesprinkel en die altaar gesalf en al sy gereedskap met die waskom en sy voetstuk om dit te heilig. Daarna het hy van die salfolie op die hoof van Aaron gegiet en hom gesalf om hom te heilig. Ook het Moses die seuns van Aaron laat naderkom en hulle die rokke aangetrek en hulle gegord met 'n gordel en hulle die misse omgebind soos die Here Moses beveel het. Daarop het hy die sondofferbul laat aankom en Aaron en sy seuns het hulle hande op die kop van die sondofferbul gelê. En Moses het dit geslag en die bloed geneem en daarvan met sy vinger rondom aan die horings van die altaar gestryk en die altaar ontsondig, maar die oorige bloed het hy aan die onderkant van die altaar uitgegooi. So het hy dit dan geheilig deur daar versoening voor te doen. Verder het hy al die vet wat in die binnegoed was en die lap en die lewer en die 2 niere en hulle vet geneem en Moses het dit op die altaar aan die brand gesteek. Maar die bul met sy vel en sy vleis en sy mis het hy buitekant die laar met vuur verbrand soos Here Moses beveel het. Daarom het hy die brandofferram laat aankom en Aaron en sy seuns het hulle hande op die kop van die ram gelê en Moses het dit geslag en die bloed rondom die altaar uitgegooi. Hy het ook die ram in sy stukke verdeel en Moses het die kop en die stukke en die vet aan die brand gesteek, maar die binnegoed en die pote het hy met water gewas en Moses het die hele ram op die altaar aan die brand gesteek. Dit is die brandoffer as lieflike geur, 'n vuuroffer was dit aan die Here, soos Here Moses beveel het. Daarom het hy die ander ram, die wydingsram laat aankom en Aaron met sy seuns het hulle hand op die kop van die ram gelê. En Moses het dit geslag en van die bloed geneem en dit aan die regter oorlel van Aaron en aan die duim van sy regterhand en aan die groot toon van sy regtervoet gestryk. Ja nee, ek weet nie hoekom Moses die bloed hier by Aaron se oor gesmeer het nie, maar nou ja, en aan sy groot toon van sy regtervoet. I don't know. Vers 24. Moses het ook die seuns van Aaron laat naderkom en van die bloed aan hulle regter oorlel en aan die duim van hulle regterhand en aan die groot toon van hulle regtervoet gestryk. Daarna het Moses die oorige bloed rondom die altaar uitgegooi. En hy het die vet geneem met die vetstert en al die vet wat in die binnegoed was en die lap aan die lewer en die 2 niere en hulle vet en die regterbuit. Ook het hy uit die mandjie van die ongesuurde koeke wat voor die aangesig van die Here was
een ongesuurde koek geneem en een oliebroodkoek en een platkoek en hy het dit op die stukke vet en op die regterbuit neergesit en dit alles op die hande van Aaron en die hande van sy seuns gelê en hy het dit as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg. Daarop het Moses dit uit hulle hande geneem en dit op die altaar bo op die brandoffer aan die brand gesteek. 'n Wydingsoffer was dit as lieflike geur, 'n vuuroffer aan die Here. Verder het Moses die bors geneem en dit as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg. En van die wydingsram het dit aan Moses as deel toegekom soos die Here Moses beveel het. Moses het ook van die salfolie en van die bloed wat aan die altaar was geneem en dit op Aaron, op sy klere sowel as op sy seuns en op die klere van sy seuns gesprinkel. So het hy dan Aaron sy klere sowel as sy seuns en die klere van sy seuns geheilig. Toe sê Moses vir Aaron en sy seuns: kook die vleis by die ingang van die tent van samekoms en eet dit daar met die brood wat in die wydingsmandjie is. Soos ek beveel en gesê het, Aaron en sy seuns moet dit eet. Maar wat van die vleis en die brood oorbly, moet julle met vuur verbrand. Ook mag julle 7 dae lank nie by die ingang van die tent van samekoms uitgaan nie, tot op die dag dat die dae van julle wyding verby is, want 7 dae lank moet julle wyding duur. Soos vandag gedoen is, het die Here beveel om verder te doen, om vir julle versoening te bewerk. Julle moet dan by die ingang van die tent van samekoms bly, dag en nag 7 dae lank, en julle moet dit ordening van die Here hou, dat julle nie sterwe nie, want so is aan my bevel gegee. En Aaron en sy seuns het al die dinge gedoen wat die Here deur die diens van Moses beveel het. Dit is die einde van Levitikus 8. Baie interessant. Ek verstaan nog steeds nie hoekom Moses bloed aan Aaron se oorlel en sy regtertoon en die duim van sy regterhand gesmeer het nie, maar ek sê altyd, 'n mens sal weldra uitvind as Here wil hê 'n mens moet weet, sal jy weet, nee. Kyk, tot 'n volgende keer.